Goeiedag graad 10 en welkom terug by rekeningkunde. Tot nou toe het ons geleer wat rekeningkunde is en watter reëls besighede volg. Vandag begin ons verstaan waarheen al daardie inligting gaan. Ons fokus vandag op finansiële state, die verslae wat wys hoe 'n besigheid werklik doen. Dink daaraan soos 'n rapportkaart vir 'n besigheid. Kyk na die skerm. 'n Finansiële staat is 'n verslag wat wys hoe 'n besigheid presteer, hoeveel wins gemaak is, en wat die besigheid besit en skuld. Soos die beeld wys, is dit die verslagkaart van 'n besigheid, net soos julle skoolrapport wys hoe julle vaar. Grade 10 Accounting Finansiaal. Dit help mense om vinnig te verstaan of 'n besigheid gesond is of nie. Finansiële state help besighede om wins te meet, besluite te neem, lenings te kry en beleggers te lok. As 'n bank wil besluit of hulle geld moet uitleen, kyk hulle eers na hierdie state. Geen finansiële state beteken geen vertroue nie. Daar is 2 hoof finansiële state wat jy moet ken. Die eerste een is die inkomste staat. Die tweede een is die staat van finansiële posisie. Onthou dit so. Een wys prestasie, een wys finansiële toestand. Die inkomste staat wys inkomste, uitgawes en uiteindelik wins of verlies. Die belangrikste formule is wins inkomste minus uitgawes. As inkomste groter is as uitgawes, maak die besigheid wins. As uitgawes groter is daar 'n verlies. Hier meet ons hoe goed die besigheid oor 'n tydperk gevaar het. Hier kyk ons nie na tyd nie, ons kyk na 'n spesifieke dag. Hierdie staat wys bates, laste, kapitaal. Die balansskaal op die skyfie wys iets belangrik. Bates moet altyd gelyk wees aan kapitaal plus laste. Dit beteken alles wat die besigheid besit word gefinansier deur die eienaar of deur skuld. Kom ons hersien sleutelwoorde. Bates wat die besigheid besit. Laste skuld aan ander. Kapitaal die eienaar se belang. Inkomste geld wat verdien word. Uitgawes koste van die besigheid. Hierdie 5 terme vorm die basis van alles wat nog kom. Kom ons werk saam. Sipho se winkel het verkope van 10.000, uitgawes van 7.000. Nou vra ons, maak Sipho wins of verlies? Ons gebruik die formule. Wins 10.000 minus 7.000. Dit gee ons 'n wins van 3.000. Maar let mooi op, wins beteken nie noodwendig baie kontant nie. Hier is 'n baie belangrike konsep. Wins wys prestasie oor tyd, soos 'n maand of jaar. Finansiële posisie wys die situasie op een spesifieke dag. 'n Besigheid kan wins maak, maar steeds baie skuld hê. Dit is waarom ons 2 verskillende state nodig het. Daar is 2 groepe gebruikers. Intern, eienaars, bestuurders, ekstern, banke, SARS, beleggers. Elke groep gebruik die state om besluite te neem. Hier kom een van die belangrikste idees in graad 10. Bates kapitaallaste. Elke enkele transaksie beïnvloed hierdie vergelyking. As die besigheid 'n lening kry, bates verhoog, laste verhoog. As wins gemaak word, bates verhoog, kapitaal verhoog. Dit is waar rekeningkunde begin sin maak. Kom ons klassifiseer. Voertuig, dit is 'n bate. Banklening, dit is 'n las. Salarisse, dit is 'n uitgawe. Hier leer ons hoe om items korrek te identifiseer. Na hierdie les behoort julle finansiële state te herken, wins te kan bereken, basiese terme korrek te gebruik en besigheidsresultate te interpreteer. Julle begin nou dink soos regte rekeningkundiges.
Ons het geleer die doel van finansiële state, die twee tipe state, die rekeningkundige vergelyking en belangrike terminologie. Alles wat ons vandag gedoen het, vorm die fondament vir joernale wat volgende kom. Kom ons toets vinnig begrip. Watter staat wys wins? Die inkomste staat. Watter staat wys bates en laste? Die staat van finansiële posisie. Skryf die rekeningkundige vergelyking. Bates kapitaallaste.